Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Die woord wat ek vanoggend vir jou wil bedien is die wonde van die put. En ek gaan met jou gesels oor waar Jesus in daardie kerker gegooi was. Met ander woorde in daardie sel. En ons gaan bietjie gesels oor die genesing van my en jou donker plekke in ons lewe. Die plekke wat ook vir ons 'n put is. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons so baie uit die lewe uit kan leer. Here, dat ons kan agterkom wat u karakter was. Dat ons Vader se woorde ter harte kan neem. Here, dat u gesê het, ons moet word soos u seun se beeld. Dankie Here, dat alles wat ons deurmaak, deurgaan en deurgegaan het, deur u Heilige Gees gebruik sal word, dat alles ten goeie sal meewerk. Dankie Jesus daarvoor. Amen. Ja, soos wat hierdie program uitgaan, vertrou ek werklik dat die Heilige Gees mense sal aanraak en mense wat depressie het, by die liefde van Vader sal uitkom en by die rustigheid van Jesus se eie woorde, wat hy gekom het om vir ons sy vrede te gee. Nou, as ons kyk, nadat Jesus in die tuin van Getsemane verraai en in hegtenis geneem is hy deur die Joodse owerstes in die groot raad toe verhoor. Hulle het hom daarvan beskuldig dat hy godslasterlik gepraat het. En voordat hy na die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus geneem is Jesus in sy aangesig gespieg, hy is met die vuis geslaan, met stokke geslaan, en terwyl hulle hom uitgetart het, en hy was in die bewaring van die soldate in 'n kerker en 'n sel aangehou. Nou dat Jesus in hierdie sel aangehou was tot daglig, sê vir ons ook dat dit 'n tyd moes gewees het wat vir hom baie donker was. Ons kan nie presies sê hoe die mense hom daar behandel het nie, of regtig hoe lank hy daar was nie, maar dat ons weet, dit was definitief langer as 90 minute. As jy Kajafas se paleis besoek in Israel, dan kan jy na hierdie sel gaan kyk. Hulle wys ook dan vir jou in 'n sekere plek waar die veroordeeldes met hulle rug teen die muur vasgemaak is. Daar was aan glewe in die rots wat jy duidelik kan sien as jy die besoek aflê daar, waar die beskuldigdes se hande deurgesteek is en vasgebind is. En dan het die beskuldigdes katshoue oor hulle linkerkant bors en dan 13 houe oor die regterkant se borskas ontvang. En ons weet dat Jesus het baie meer as net hierdie 26 houe ontvang. Nou in die sel, as jy hierdie plek besoek, waar Jesus opgesluit was, is daar 'n afskrif van Psalm 88. Hierdie is dan 'n messiaanse psalm, wat die ondervinding van Jesus beskryf, en daarom kan ek vanoggend bedien op hierdie wonde, wat Jesus deurgegaan het, in Psalm 88, wat beskryf word. Die swaar kry het vir my te veel geword, ek val al in die doderyk. En dit is een van die wonde van depressie. Mense wat swaar kry, mense wat sê, hulle wil net nie meer lewe nie. Ek staan al met die een voet in die graf, en ek het geen krag meer nie. Daardie wonde van, dat jy net voel, jy het niks meer krag nie. Dis asof ek al tussen die dooies is, tussen die wat gesneuwel het, en hulle graf te lê, en aan wie u nie meer dink nie, en wie u hand nie meer uitsteek nie. Dit is ook die gevoel wat mense het as hulle met jou praat, die woorde van ek bid in die plafon vas, die woorde van weet die Here ooit van my, is daar ooit 'n antwoord op my gebede, en dat hulle ook hierdie ervaring het van hierdie dooies, met ander woorde, hulle begin soveel dood ook spreek in hulle eie lewe. U het my onder in die put laat beland in 'n diepe duisternis. Die gramskap rus swaar op my, u laat die golwe oor my breek. En dikwels ook in diep depressie, en daar die gat, is daar ook
'n diep gewortelde skuldgevoel oor een of ander iets wat jy net nie dit kan pinpoint nie. En dit is die tyd waar jy vir die Heilige Gees moet vra, waarmee is die vyand besig om my te kastei in my siel, dat ek daardie swaar kry, ervaar, dat ek daardie ervaar, ek kan net nie vrykom nie. En dan staan hier ook, U laat my bekendes ver van my afstaan, U maak my vir hulle iets wat afskuwelik is, ek is vasgevang, ek kan nie uitkom nie. En dan sê ek weer, as jy in Psalm 52 lees, hoe Jesus gelyk het, wat hulle gesê het, hy het nie meer die gestalte van 'n mens gehad nie, en jy sou jou gesig weggedraai het vir hom. Dit is dikwels wat met mense gebeur, wat in diepe depressie is, omdat hulle so down is, en omdat hulle so negatief praat, begin mense hulle naderhand vermy, want al wat hierdie mense oor kan praat, is net donkerte en negativiteit, en mense weet nie regtig, hoe om hierdie wonde in mense te kan hanteer nie. Toe ons in Israel was, kon jy self in daardie kerker, daardie gat, daardie tipe sel, gesien het daar, hoe iemand letterlik so staan, teen die muur. En toe ek daar staan, toe was dit vir my 'n oomblik, wat ons baie keer vergeet, wat Jesus ook deurgegaan het, in Getsemane. Daar waar hy ingegaan het, in daardie paarskyp, maar waar hy ook na Getsemane, in hierdie kerker in was, hierdie plek was, waar hy so alleen was. Nou hulle sou die gevangenes dan laat afsak het in hierdie gat, soos wat hulle hier verduidelik het. En as jy daar staan, dan kry jy net die ervaring in jou hart. Hulle het Jesus nie net met toue daar laat afsak nie, maar dat hulle hom sou laat afval het in daardie gat. En toe ek daar staan, toe het ek net hierdie ervaring gehad, soos jou siel wat val, en ek het net daar gestaan, teen daardie koue muur, en ek het net beleef, ingeneem, die genesing daar, wat Jesus vir elke mens deurgegaan het, wat met depressie sukkel. Die wonde van hierdie diep gat, die genesing vir ons depressie, vir daardie neerslagtigheid, daar waar jy nie meer die lig sien nie, daar waar jy net nie meer wil nie. Jy bly moeg, jy het vir niks meer krag nie. En as die daglig tog breek, dan voel jy wil net die kombers oor jou kop trek. Jy sien nie meer uit na goed nie. Wat 'n toneel moes dit nie gewees het nie. Jesus in daardie donker, koue, benoude sel. Ons weet, hulle het sy oë omtrent toegeslaan, sy gesig was geswel van daardie vuishoue, sy hande was vasgemaak, en ek dink sy hart het daar ook gebreek. Daar waar nie net Getsemane soveel van hom gevat het nie, maar ook hierdie kerker, hierdie sel waarin hy afgesak is. En hy kom identifiseer met jou en my, met miljoene ander, wat hierdie ervaring het, wat hulle deurmaak. Daar kom oomblikke in elke mens se lewe een of ander tyd, waar jy neerslagtigheid beleef, waar jy voel, jy is down and out. En dan praat ons bietjie oor hierdie, deur die wonde van Jesus, het daar vir my genesing gekom. Nou iets wil ek vir jou vanoggend baie duidelik sê, Jesus weet wat jy deurgegaan het. Toe hy Getsemane ingegaan het, het hy vir jou en vir my tot binne in hom geneem. So hierdie was maar nie net 'n plek gewees om een of ander iets te voltooi nie. Daar was 'n rede vir daardie wonde van Jesus, toe hulle daardie tou om hom vasgemaak het, en hom laat afsak het in hierdie gat. Want dit is wat mense in depressie beleef. 'n Gat waarin hulle val. Dit is 'n lae gemoedstoestand, gevoel wat mense binne hulle het, van ek is leeg, ek is hopeloos, ek sien nie meer uit, dat dinge wat voor lê nie, as 'n verandering in jou slaap, jy slaap te min, of jy wil net aanhou slaap, jy het lae energie,
konstante moegheid, en dan is dit jou konsentrasie wat soveel aangetast word. En dan oormatige skuldgevoelens wat jy dalk kan dra oor een of ander iets, en 'n lae dink van jouself. Nou, baie keer dink mense wat depressie beleef, dit is nie 'n regte siekte nie. Want mense blameer hulle self, en hulle dink, ja, maar ek is te swak. Mense is baie keer te skaam om hulp te vra. En dan moet ons weet, dat depressie word in hierdie mense se oë nie gesien as 'n siekte nie. Nou, 'n persoon wat ernstige depressie het, voel die meeste van die tyd baie hartseer en teneergedruk. So dis nie net die teneergedruktheid nie, dis die hartseer wat daarmee saamgaan. Hulle voel hartseer die meeste van die tyd, die angstigheid, die leegheid, die hopelose gevoel, die gevoel van skuld. Hulle stel nie meer belang in stokperdjies of aktiwiteite nie, en dan ook, wat ons weet, naderhand, wat dit aan die liggaam sy tol eis. So, goed wat daartoe kan lei, is dalk is dit 'n gebreekte verhouding, 'n traumatiese gebeurtenis wat jy deur is, dalk is dit daardie wat jy in 'n gat val oor finansiële sorg, dalk is dit eensaamheid in jou lewe, dalk is daar 'n regsgeding wat aan die gang is, dalk is mense afgedank. Baie goed kan lei tot depressie, maar dan kan daar ook 'n familiegeskiedenis wees, waar jy kan agterkom daar is 'n patroon van depressie ook. Nou, wat sê ons vanoggend? Ons sê in die eerste plek hier, van kruispaaie af, dat jy bestaan uit gees, uit siel, uit liggaam uit. En as jy vanoggend luister na hierdie boodskap, wil ek vir jou sê, jou vlees, wat jou orgaan as brein het, dat daar so 'n moegheid is, dat daar so 'n gebrokenheid is, dat dit letterlik jou serotonienkettingkies is, wat afbreek. En dit is wat ek vir altyd vir mense sê in pastorale terapie. As jou been gebreek is dit nie 'n skande om te gaan en gips te dra nie. So is dit ook nie 'n skande om enigsins te gaan en mediese hulp te kry daarvoor nie. Dat jy dit vir jouself sal doen, dat jy in daardie rustydperk sal gaan, en dat jy dit sal afsonder vir daardie tyd om te sê, ek wil iets aan myself doen. Maar dat jy ook die besef sal hê vanoggend, dat geen praatjie, geen iets, geen medikasie, deur die dimensie van jou siel kan beweeg nie. Dit is daar waar Heilige Gees presies weet wat met jou gebeur het. Hy weet waar jy die depressie begin het, waar jy in die gat geval het, en daarom het jy vanoggend hierdie woord gehoor, omdat God jou so goed ken, dat Jesus vir jou in daardie donker sel ingegooi is, sodat jy ook kan weet, maar deur sy wonde, wat hy daar beleef het, in Psalm 88, kan elke gevoel wat jy het, elke simptoom, genees word van die siekte van depressie. So kry iets vir jou vleesgedeelte, maar doen ook iets in jou sielsdimensie om genesing te ontvang. Want uit jou gees uit sal jy hoor, het Dawid gesê, waarom buig jy jou so neer, o my siel? Hoop op God, hy is jou redding, hy is jou redder. Nou elke week gaan ek oor iets bedien van die wonde van Jesus, wat ons raak lees in God se woord. En vandag was die woord vir jou, wat die neergedruktheid ervaar, vir jou wat daardie neerslagtigheid ervaar, vir jou wat voel, die lewe is nie meer die moeite werd nie. Ek wil ook net vinnig hierdie boek wat ek geskryf het aan jou voorstel, He gave his body and he shed his blood. Dit is dan ook in Afrikaans en Engels beskikbaar, maar die tema bly dieselfde.
want hy het sy bloed vir ons gestort, en hy het sy liggaam vir ons gegee. Sy bloed vir ons gestort, sodat ons vergifnis kan ontvang, dat ons in geen skuldgevoel ooit hoef vasgevang te bly nie. Maak nie saak wat jy in jou lewe gedoen het nie. As dit die oorsaak is van jou depressie uit skuldgevoelens, dat jy die bloed van Jesus kan gebruik in dankbaarheid, om vergifnis te ontvang, en om jou vergifnis te aanvaar, en in te weet, maar Jesus het dit vir jou gedoen, en dan deur sy liggaam, jy dit eet, en jy daaraan dink, wat Jesus vir jou deurgegaan het in Psalm 88, en elke gevoel kan jy so gaan omdraai. Here, dankie dat ek vanoggend kan bid vir mense wat in die gat is van depressie. Ek bid, Heilige Gees, dat U die leegheid in hulle sal vul, en ek bid, Heilige Gees, dat U hulle die moed sal gee, Here, om eers te gaan hulp soek. Here, dat hulle gesond kan word, dat hulle weer die lewe kan geniet, weer die son op hulle kan voel skyn, en weer kan lag, en regtig weer kan begin droom, en kan uitsien na die dag van môre. Jesus, baie dankie, dat ons deur U wonde genees kan word. Elke wond wat U deurgegaan het, toe hulle U in daardie gat, in daardie sel, in daardie kerker laat afsak het, daar by Kajafas se huis. Here Jesus, ons neem U wonde, en ons bid, genees ons asseblief, dan sal ons genees word. Raak nou mense aan, Here. Vergewe ons, Here, vir elke gedagte om ons lewe te beëindig. En Here, vat asseblief in U naam Jesus, daardie gees van dood weg van ons. Ruk hom weg uit ons lewe uit. En Here, vul U ons met U liefde en met U krag en met U selfbeheersing. Dankie dat U weet, maar dat ons ook nou kan weet, U weet. Amen.